ons hemelsalmagtige Vader, Jehova, dankie dat U ons weer deur hierdie week gedra het en daar by ons was. Vader, dankie dat U ons altyd eerste kies. Dankie dat U ons liefhet en daar is vir ons en ons deur alles dra. Dankie vir hierdie wonderlike Sabbatdag waar ons net weer 'n bietjie kan 'n breek kry, kan asemhaal, kan stil raak en saam met U kan wees. Dankie dat U ook teenwoordig is hier by ons, Vader, en mag ons dit die hele tyd ervaar en voel. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. So een ding wat ons almal in gemeen het, is dat alles wat vir ons kosbaar is, ons sal beskerm. So dit maak nie regtig saak wie jy is, man, vrou, waar jy lewe in die wêreld, hoe oud jy is nie, dis 'n instinktiewe ding dat ons beskerm wat vir ons kosbaar is. Ons het versekering vir ons huise, ons motors, ons sit alarms in ons huise, ons bære belangrike dokumentasie of items binne in kluise, ons het kameras op plekke sodat ons sigbaarheid het, ons betaal soms maandeliks vir sekuriteitsmaatskappye. En ons doen hierdie dinge want daar is sekere goed wat ons nie wil verloor nie. Maar dit is nou natuurlik besittingsgewys, reg? Daar is ook baie ander dinge wat vir ons kosbaar is waarna ons gaan kyk. Nou, as ons kyk na skatte in die wêreld, dan is daar die Koh-i-Noor diamant wat meer as 100 karaat groot is en deur die eeue heen deur konings en ryke begeer was. So, vandag word dit saam met die Britse kroonjuwele bewaar. Dit word dag en nag beskerm deur gewapende sekuriteit, hoë tegnologie alarmstelsels, kameras, daar's streng toegangsbeheer, daar's kluise en duisende mense reis elke jaar om daarna te gaan kyk. Dan dink ons aan die dooie seerolle, hierdie antieke manuskripte wat meer as 2000 jaar oud is en die oudste Bybeltekste wat ooit ontdek is, bevat. Hulle word in spesiale klimaatbeheerde kamers bewaar, waar die temperatuur, die humiditeit en die hoeveelheid lig die hele tyd beheer word. Dan is daar byvoorbeeld, as ons dink die Mona Lisa. Miljoene mense besoek ook elke jaar die Louvre Museum in Frankryk, net om vir 'n paar sekondes daarna te kan kyk. En dit word ook beskerm deur koelvaste glas, gevorderde sensors, streng sekuriteit, en daar's blykbaar nie eers versekering op hierdie skildery uitgeneem nie, want dit sal te duur wees om te verseker. So, en dan kan ons dink aan baie ander dinge, reg, die res van die kroonjuwele, ander antieke Egiptiese artefakte, nog beeldhouwerke daar buite en tonne ander skatte wat vir die wêreld baie werd is en waar regerings miljoene spandeer om hierdie skatte te bewaar. En dan dink ons ook in ons eie lewens, is daar miskien, jy weet, het ons eie goedjies wat ons graag wil beskerm, reg? Dit kan ons eie besittings wees, ons geld, klere, miskien is ons baie beskermend oor ons vakansies wat ons graag wil neem. Sekere dinge wat ons dalk versamel, 'n sport waarin ons belangstel of 'n stokperdjie. En ons spandeer tyd en geld daaraan om hierdie dinge dan te beskerm of bymekaar te maak of dit te kan hê. En dan is daar ook nog verder ander dinge wat vir ons miskien skatte kan wees. Dinge soos die feit dat mens soms ander mense se goedkeuring graag wil hê, dat jy aanvaar wil word, suksesvol wil wees, erkenning soek, jou reputasie ten alle koste wil beskerm, jou loopbaan, jou tyd, jou kinders, jou man of jou vrou, of sekere drome wat jy het, is dalk vir jou 'n verskriklike groot skat, en wat vir jou baie, baie kosbaar is. In Genesis 22 vra God vir Abraham om sy enigste seun Isak op te offer. Nou dit klink amper vir 'n mens ondenkbaar. Ek dink almal hier wat kinders het, dit is moeilik om dit te probeer indink. En Abraham het dekades gewag vir hierdie kind. Hierdie seun was 'n vervulling van God se belofte.
Maar tog was Abraham nog steeds gehoorsaam. En hy het gesê, selfs my seun is nie belangriker as God nie. En toe voorsien God die offer, want God wou nie vir Isak gehad het nie. Hy wou Abraham se hart gehad het. Job verloor amper alles. Sy kinders, sy rykdom, sy gesondheid, sy aansien. En tog sê hy in Job 1 vers 21, die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. So selfs toe alles weg was God sy grootste skat gewees. Moses, in Hebreërs 11 vers 24 tot 26, word daar vertel, dat Moses geweier het om bekend te staan as die seun van Farao se dogter. As ons daar lees, dan staan daar, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus 'n groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Hy kon in Egipte rykdom, mag en leksheid geniet het, maar hy het eerder gekies om saam met God se volk te lei. En waarom? Hy het gekyk na die ewige beloning. As ons dink aan Daniel kon eenvoudig net ophou bid het, en dit sou sy lewe, hy het nie nodig gehad om te vrees vir sy lewe nie, maar sy verhouding met God was belangriker gewees as sy veiligheid of sy lewe. Soos kyk na Sadrag, Mesach en Abednego, staan hulle voor die vuuroond en hulle antwoord en sê, ons God sal ons red en as hy nie doen nie, sal ons nog steeds nie hierdie gode dien nie. God was vir hulle meer werd as hulle eie lewens. Petrus en Johannes word in Handelinge 5 vers 28 beveel om nie meer oor Jesus te praat nie, en hulle antwoord is, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. So God se goedkeuring was vir hulle belangriker as mense sinne. Paulus verloor ook sy status, sy aansien en uiteindelik sy lewe. Maar hy sê in Filippense 3 vers 8, ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En let wel op die woord daar, alles. Nie sommige dinge nie, alles. En dan sê Jesus ook vir ons iets in Matteus 10 vers 37. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. Wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. Dis groot. Dis iets baie groot om aan te dink, want ek dink hierdie is na in ons harte, want ons weet hoe lief ons hierdie mense in ons lewens het. En om te dink, daai liefde moet min wees in vergelyking met wat ons eintlik vir Jesus en vir God voel. Nou God vra dit nie en sê ons moet nie lief wees natuurlik vir ons geliefdes nie, ons moet. Hy moet net altyd eerste wees. En waarom vra God dit vir ons? Is hy selfsugtig? Glad nie. Hy vra dit want hy is die bron van alles. Hy het alles geskape. Reg? Hy het ons tyd geskape, hy het ons kinders vir ons gegee, hy het ons huwelike vir ons gegee, ons talente, hy het dit moontlik gemaak dat ons kan werk. Hy het die aarde geskape, hy het al die goud en die skatte geskape, al die oseane, die sterre, die heelal. Alles behoort aan hom. Psalm 24 vers 1 sê vir ons, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So wanneer ons vir God eerste stel, verloor ons absoluut niks. Al wat ons doen, is ons wen. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Beteken dit nou dat hy dalk vir ons rykdom beloof? Nee, maar hy beloof ons dat hy in alles sal voorsien wat ons nodig het. So wanneer God eerste is, dan kry alles anders in die wêreld sy regte plek. Ons kan ons besittings geniet sonder dat ons besittings ons besit. Ons kan ons familie waardeer. Ons kan hard werk sonder dat dit ons identiteit word.
en ons kan sukses geniet sonder dat ons sukses ons God word. So waarheen is ons op pad? Ons is op pad na die nuwe Jerusalem. Openbaring 21 beskryf ons 'n stad met die strate van goud, poorte van parels, edelstene, geen dood, geen pyn, geen trane. En hoekom is dit so? Want God gaan daar wees. En hy is die grootste skat, meer werd as enige iets anders. Meer werd as parels, edelstene of enigiets anders wat bestaan. So vandag vra God vir ons die vraag om te sê, wat is jou grootste skat? Wat beskerm jy die meeste? Waaraan spandeer jy jou tyd, jou geld, jou energie, jou gedagtes en jou hart? Want daar waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Mag ons dan ook soos Paulus sê, dat solank as wat ons vir die Here Jesus Christus ken, beteken niks anders enigiets vir ons nie. Mag ons kinders, ons werk, ons huwelik, ons drome en alles vir ons seëninge wees, maar nooit groter as wat God vir ons is nie. Amen. Kom ons sluit die oë vir die slotgebed. Ons Hemelse Vader, almagtige Here Jesus, dankie dat U ons so lief gehad het, dat U ons gekies het bo U self, dat U bereid was om stof te kom word, ten spyte daarvan dat U die allerhoogste, almagtige skepper van die heelal is, omdat U ons eerste gekies het. Mag ons dit in ag neem, elke oomblik van elke dag, en besef dat dit glad nie te veel gevra is vir ons om U eerste in ons lewens te plaas nie. Mag ons almal daai liefde ontwikkel vir U. Wees asseblief vir die res van die dag, met die res van die verrigtinge, Vader. Mag almal U teenwoordigheid hier ervaar en U liefde. Dankie vir al U genade en U geduld met ons, Vader. En dankie dat ons kan weet, dat ons kan lewe vir iets soveel mooier en groter en beter in die toekoms. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.